Goeiemôre, baie hartlik welkom by Charisma Kerk. Vir jou wat by die huis is, sit terug en kom geniet die diens saam met ons wat alreeds aan die gang is. Amen. Thank you, Jesus. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young virgin mother and child, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly Wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n wonderlike voorreg. Een kind is vir ons gebore. En 'n klomp het gebeur, 'n klomp dinge het plaasgevind. En ek dink terwyl ons net so staan, wil ek jy moet net vir 'n oomblik jou oë toemaak en net vir 'n oomblik aan dit dink. Dan gaan ons bid en dan kan jy jou sitplek neem, maar ek wil hê jy moet vanoggend besef dat dit is Kersfees. Dit is Kersfees en 'n seun is vir ons gebore. Iets wat ek besef van daardie seun is hy is vir elkeen van ons gegee. In doeke toegedraai soos daai liedjie sê en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, vredevors, ewige Vader, Immanuel, 'n God met ons. Here, ons is vanoggend opgewonde oor hierdie diens.
We are thankful for a silent night and a son that was born. That is why in this morning, Lord, we just want to honor and praise you for coming so that we can be victors. So bless us in this day. Bless your word in our hearts in this morning, Lord. And thank you for an opportunity such as this to celebrate your life in us. Bless us now. Seën nou u woord. In Jesus naam bid ek dit. Amen en amen. Familie, u kan u sitplekke neem. Dis altyd so lekker voorreg. Ek het dit nou gesê. Ek wil dit weer 'n keer sê. Diana, wil jy nie net vir ons loer op die reverb of ons net 'n bietjie sagter maak of net dalk iets. Dit klink of ek hier op myself. Daai klink beter. Baie baie dankie. So wat 'n wonderlike voorreg. Dis Kersfees van ons kant af. 'n Hartlike, pragtige en mooi Kerstyd. Mag hierdie regtig vir jou ek wil sê 'n seisoen wees van wonderwerke. Mag dit hierdie vir jou 'n seisoen wees van wonderlike saamkuier met vriende en familie. En mag julle regtig in alles wat julle doen, God se gees by julle ervaar. Mag julle regtig God se gees by julle ervaar. Ek wil wegtrek, familie, ek weet 'n klomp ouens het goed wat hulle in die oond moet check. So kom ons kyk wat gebeur, maar ek wil vanmôre 'n bietjie met jou gesels oor 'n kind wat vir ons gebore is. Dis Kersfees, jy het dit verwag, maar ek glo ek het vir jou 'n splinter nuwe twist. So, hold on to your boots en kom ons kyk wat sê die woord. Ek's in die boek Matteus. Ek wil gou vinnig vir jou lees vanaf die 18de vers en ek wil hê jy moet vandag in gedagte hou dat 'n seën is vir ons gegee. 'n seën is vir ons gegee. When you translate it to English, okay, a blessing was given unto us. Is that right, Jenny? That's right, nee. 'n seën is vir ons gegee. En my bede in hierdie dag, familie, is dat Christus jou sal toefou en dat jy net van vooraf sal besef, ongeag wat aangegaan het in 2020. Ons gaan nou iets oor dit sê. 'n seën is vir ons gegee. Amen. Amen. Die slideshow is reg. Ek wag net vir hulle om daaroor te gaan. Ek het vir jou Kersfeespakkies ingesit. Ons is nou al so gejingle. Ek sing nou al jingle bells as ek slaap in die aande. Alright, maar dis Kersfees en ons is opgewonde oor. Maar hoor gou wat sê die woord in hierdie gedeelte vanaf die 18de vers. Dit is die aankondiging van Jesus se geboorte. Van die profete het dit al genoem. 'n Paar goed het in die verlede gebeur. 'n Klomp obstacles wat hulle moes face. 'n Klomp goed wat gebeur het. Jy ken die verhaal, maar ek wil vanoggend stil staan by die man van Josef en die familie in hierdie huishouding en hoe goed God vir hulle was. Die geboorte van Jesus Christus was dan so, die 18de vers. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. 'n Wonderwerk gebeur. 'n Wonderwerk gebeur. Ek baie weet daar's baie ouens wat hierdie ding betwyfel en bespiegel en bespreek, maar ek glo die woord soos 'n kind. As dit is wat dit sê, dan is dit wat ek in my hart van oortuig is. En Josef haar man, omdat hy regverdig was, that's a very important word, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgenem om in die geheim van haar te skei. Iemand se telefoon, wil iemand net antwoord en net sê gesien 'n Kersfees daar nie. Okay, ouma, wat gaan aan? Alright, so hierdie ou was regverdig. Maar hy besluit, hy sê ek gaan nie toelaat, omdat ek regverdig is, dat hierdie ding, ek wil sê out of control spiral nie. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê vir hom die volgende: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. He was holy from the start. He was sovereign from the start. He was specially made and created from the start. Dit sou niks anders as regverdig gewees het vir hierdie ongelooflike wonderwerkend gewende God om op 'n wonderwerkende wyse aarde toe te kom nie. Amen. And that's as far as it goes. Hy gaan verder. Hy sê en sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Can I just get an amen? Hy sal kom, hy sal verlos, hy sal verandering bring. Hierdie klein seentjie, hierdie droom wat ons vir jou gee, hierdie verskyning wat gebeur, daar is 'n seun wat gaan kom, 'n wonderwerk, geskep
uit die Heilige Gees in die maagd Maria en hy sal kom om verandering te bring. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat deur die Here aan die profete gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Iets wat ek wil hê jy vanoggend moet hoor, is daar was iets in God se hart wat gesê het, ek stel belang in verhouding met mense. Die mens het droog gemaak, maar God gaan en hy sê, ek gee 'n splinter nuwe plan in Jesus Christus. In Jesus Christus, in 'n onverganklike saad, in iets waarin jy kan belê, in iemand in wie jy kan vertrou, in iemand waaraan jy kan vashou, en wat jy kan weet, hierdie seun is vir ons gegee om verandering in ons lewens in te bring. Ek wil so vir 'n oomblik wil ek stil staan by sy pa en ons gaan nou net weer terug na een of twee van die slides. Ek weet daai Anna is wakker vanmôre. So ons gaan nou sien hoe dit uitwerk, alraai. Josef leer ons 'n baie interessante ding. En een van die grootste goed waar ek wil stil staan is Josef leer ons om God se wil te aanvaar. Ek wil vir 'n oomblik wil ek vir jou die prentjie skep van 'n man wat 'n vrou vat. So sit jouself vir 'n oomblik in sy skoene. En die volgende oomblik kom sy by hom en sê, Josef, hier het nou 'n ding gebeur. Ek is swanger. Nou my eerste instink wie Richard is, ek sal nie vra hoe nie. Ek sal vra, kan jy vir my beduie? En ek dink, in hierdie ou se hart was daar 'n klomp goed wat gebeur het. Want jy vat hierdie vrou, en ewe skielik is daar hierdie situasie wat op pad is, vanweë haar omstandighede, en sy lig jou in oor 'n paar goed, jy kry hierdie droom, ek dink jy het soveel vrae in jou kop, maar hierdie man leer ons om God se wil te aanvaar. Deur alles, imagine, vrou sê vir jou, hey, hierdie ding gaan gebeur, jy kan hom nie eens 'n naam gee nie, naamslagpiek. Dink vir 'n oomblikie aan. Maar omdat hy regverdig was, het hy gesê, Here, nogtans nie u wil nie, maar my wil. Jy sien, die interessante ding van Christus volger wees, is dis maklik om die Here te volg wanneer dinge gaan soos wat jy gedink het dit moet gaan. Maar die oomblik wanneer daar 'n curveball kom, of 'n COVID kom, of 'n whatever anderster, dan gooi dit jou goed omver, en partykeer in Abraham is dit moeilik om vas te hou. Jy spook partykeer. Jy sien partykeer die littekens op jou hande, soos wat jy vasbou, want die curveballs kom, en dan begin die vrae kom. Maar hierdie man leer ons, en hy sê, weet jy wat, ek sal volhard, ek sal vashou, ek sal vertrou in die volmaakte wil van God. Want nou sien ek miskien ten dele, but God's got a plan. God's got a plan. I don't understand it right now. I don't know how it's going to happen, but God has got a plan. En wanneer jy in hierdie storie dink, baie keer dan fokus ons op die geboorte van Jesus, maar dit is vir my wonderlik om terug te gaan en te sê, yes, maar kom ons gaan kyk 'n bietjie en gaan sien hoe dat die Here van die begin af in mense se harte gewerk het en hulle iets gewys het om ons te leer, want dis hoekom Jesus gekom het, om jou en my te leer, so that we can abide in him, that we can trust in him. Hier's 'n pappa. In die Engels sê vir my, Abel, hier's die naam. En dis wat dit is. Hierdie ou gaan en hy sê, Here, nogtans nie my wil nie. Hy aanvaar God se wil vir sy lewe. En as daar iets is wat ek wil hê ons vandag ter harte moet neem, is dit. 2020 het vir ons 'n paar interessante goed gegooi. But God still has a master plan. In die 19de vers gaan die woord, en ek wil dit net gou so weer vir 'n oomblik vir jou lees, maar die woord sê, en Josef haar man, omdat hy regverdig was, en onwillig om haar openbaar te maak, het hom onderneem, om in die geheim van haar te skei. Hierdie ou gaan, en hy sê, weet jy wat, hierdie situasie is vir my moeilik om te dra, is vir my moeilik om jou vrede te maak. Dit wat hier gebeur het, sukkel ek om te digest. Can I use that word? I'm battling with this. It's coming up in my system, and I don't know how to manage this. Gaan hierdie man, en omdat hy regverdig is, en omdat hy inpas by die volmaakte wil van God,
is Jesus gebore. Jy sien die interessante ding van hierdie vrou en die situasie waarin sy haar bevind ten opsigte van die tydlyn, is sy moes eintlik gestenig geword het. That's what should have happened. As Josef gegaan het en gesê het, maar ek gaan na verklap, ek gaan iets oor hierdie ding sê, ek gaan hierdie ding in die openbaar gooi, want sy eer was ter sprake. Kom ons wees eerlik vir 'n oomblik met mekaar. There was something about his honor, but he was willing to set himself aside so that the complete will of God, dat dit kan gebeur, dat hierdie plan kan gebeur. Hy kon gegaan het en vir Herodes gesê het, hoorie, ons is hierso. Hy kon vir Maria gesê, luister, ons bly eerder hier, waar seentjies vermoor word in hulle duisende. Ons kon nie gebly het. Maar die woord sê, omdat hy regverdig was. Omdat hierdie ou gesê het, Here, maar ek sal doen dit wat u van my verwag. Hoor vanoggend die woord van die Here. As God iets van jou verwag, as God iets van jou verlang, kom op daai plek uit. Kom op daai plek uit. In Jesus Christus se geboorte was daar lewe ingeskryf, was daar oorwinning ingeskryf. In elke faset van wie hy was, het God vir jou en vir my 'n herskrywing in die volmaakte plan gebring, sodat ons weer met hom vereenselwig kan word. Jesus het gegaan en hy het die brug geword wat weer herstel is, sodat ons met vrymoedigheid na God toe kan gaan en kan sê, Vader, Abba Vader, onse Vader, my Vader, as gevolg van u seun, is daar vir my 'n weg van waarheid en liefde en vreugde en vrede. Here, want u het dit ingeskryf in sy DNA. En ek dink, alhoewel Josef 'n vraelys so lank soos 3 toiletrolle gehad het, was daar nog steeds iets in sy hart wat gesê het, Lord, I will trust you. Lord, I will trust you. En as dit alles wat jy hoor in hierdie môre, kom op 'n plek in hierdie dag, te midde van jou situasie en omstandighede op Kersdag en sê, Here, I will trust you. It might not be easy. It might not be easy, Lord, but I will trust you. I will set aside my own agendas, Father, and I will trust you. I will trust you, Lord. And that's my prayer. That's my prayer for our congregation in this morning. Dis my hart vir u daar by die huis, die ouens wat besig is om saam met ons op Facebook ingeskakel te wees, dat jy op 'n plek sal kom waar jy net sal sê, maar Here, ek gaan u vertrou. Dis Kersdag. It's a season of joy. It's joy to the world, and we have to give. We have to give. Ons moet bless, ons moet saai, ons moet gee. En al kan jy net vriendelikheid gee, dan is dit genoeg. Al kan jy, as jy 'n paar rand wil gee, my sak is redelik diep. Okay, laat daai ding in jou hart insink vir 'n oomblik. Alraai, maar in elk geval, Christus het gekom want God wou gee. Ek het dit al van tevore gesê. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. En God as Vader gaan en hy saai 'n seun om seuns en dogters te maai. That was the plan. So if you can bless, bless. If you can sow, sow. Maar kom op 'n plek waar jy soos hierdie man sê, ek sal regverdig wees. Dit was vir my so interessant. Ons het gou die voorreg gehad om bietjie met ons karavaan weg te breek. En ek sal nooit vergeet, ons ry na Olifant River Lodge toe. So 4 jaar terug plant ons saam met die young adults plant 'n kruis bo op die kop. En dit was vir my so cool, want by elke karavaan, kyk, ek is 'n homely ou. Ek nooi myself maklik vir breakfast by jou plek. Ek is nie bang vir dit nie. Okay? En as jy vir my vra, wat wil ek net nie hê nie, net nie vark nie. Dis my enigste vereiste. Ek drink wat jy vir my gee, ek eet wat jy vir my gee, maar net nie vir my vark gee nie. Ek like dit nie. Maar in elk geval, ek kom by hierdie karavaan en ek gesels bietjie met mense en ek kom later agter hoe dat die karavane is almal gedraai na die kruis toe. Ek wil vir julle sê, die dag toe ons daai kruis plant, ons het bloed onder ons velle gehad. En ek het vir niemand van die ouens daar gesê, maar ons is die ouens wat dit geplant het. Die ouens wat nou vra, waar kom hy vandaan? Ek het vir een of twee van hulle gesê, maar ek sal nooit vergeet, op pad soontoe, die verwagting in my hart aan die doorie. Sal ek die kruis sien? Die verwagting in my hart. En toe so oor die kop kom, sê Carly, papa, kyk, daar staan 'n kruis. En ek wil vir jou sê, daar's iets in my hart wat vandag besef, was dit nie vir hierdie dag nie, was daar nie vir ons 'n kruishout nie.
Was dit nie vir hierdie dag nie? Was daar nie vir ons lewe en oorwinning en vrede en blydskap en vreugde nie? It's because of this day. Because this is the day. This is the day that Jesus came and He rewrote our lives. He gave us mercy. He gave us grace. And with that in our hearts we were born compassion. Ek was so opgewonde toe ek daai ding sien. Met elke liewe ou wat ek gesels, as hulle so opkyk en sê hulle, dis nice van die plek om so ding daarbo te sit, né? It's nice van hierdie mense. Ek wonder hoe het hulle daai ding daarbo gekry. Dan dink ek, yeah, I can tell you stories of blood, sweat and tears, my friend. I can tell you. I can tell you. But it's not about us. It's not about us. It's not about us. Iets wat ek veel wil sê uit hierdie man se lewe uit hierdie huisgesin se lewe uit is, Maria en Josef het eenkant toe geskuif hulle planne om in te pas by die volmaakte en perfekte wil van God. Daar was iets in hulle hart wat gesê het, I will set this aside. I will set this aside. En met dit wil ek vandag by elkeen van u dit aanwakker om te sê, gee om vir ander mense. Gee om. Josef het so baie omgegee dat hy hulle nie verklap het nie. Maria het so baie omgegee dat sy bereid was om te doen dit wat God van haar verlang, te midde van baie hartseer, te midde van baie kommer, te midde van baie vrae, te midde van 'n klomp goed wat jy nie verstaan nie. Hierdie was die eerste van so 'n tipe storie. Daar's die enigste van so 'n tipe storie en hierdie vrou het geoffer en dis wat ek by ons as familie wil los in hierdie dag. Gee 'n bietjie. Gee 'n bietjie. Give a little love. Give a little love. Gee 'n bietjie om. Kom op daardie plek waar jy sê, "Jesus, maar weet jy wat? Ek sal dit alles op die prys sit." Hierdie mense het en omdat hulle het, is daar vir ons gebore 'n seun wat Jesus Christus genoem word. Hy wat beteken Immanuel, die God met ons. Dis God se hart vir ons. Dit is sy lewe vir ons. As gevolg van hierdie situasie kan jy en ek meer as oorwinnaars wees. Josef het iets verstaan rakende dit wat Romeine sê. Hy het iets verstaan wat sê alles werk ten goeie mee. Alles werk ten goeie mee vir die wat volgens God se voorneminge lewe, vir die wat hom liefhet. En dis my bede. Laat die liefde in jou hart jou in hierdie dag dryf. Gee om vir ander mense. Ek wil hier so vir ou laas voordat ons uit mekaar uit hardloop en mekaar 'n lekker geseënde Kersfees toewens, wil ek vir die storie vertel van Wally. Wally was 'n seun met 'n spesiale behoefte. En Wally word in die kleuterskool gesit, maar Wally is bietjie groter as die ander kinders. En 'n klomp goed gaan in Wally se lewe aan, maar sy ma het try die beste wat hulle kan. Kyk, julle weet hoe se ma, né? Hulle cover en beskerm en maak toe vir elke ding, maat. Kinders, hulle moet net hier by mekaar, net by mekaar. En die juffrou besluit, hulle gaan Jesus se geboorte opvolg. Hulle gaan nou 'n opvoering doen, en dan gaan hulle hierdie ding nou doen, maar hulle besef toe, hulle het 'n herbergier nodig. Is that the right word? Nee? Herbergier. Dankie Tannie Dorie. Tannie Dorie is my HTA hier om HTS, HAT, daai ene ken dit. Die pressure is baie hiervoor. Maar hulle besluit, hy gaan die herbergier wees. En in die verhaal staan die juffrou hier agter die swart gordyn. Nou luister sy, want onthou almal het 'n skrip gekry. Hulle moet nou by die woorde bly. Hulle het nou dit geleer. En Maria en Josef en die donkie en Jesus, hulle kom nou hier aan. Nee, Jesus was nog nie daar nie, ekskuus. En nou is hulle op pad en hulle klop hier aan die herberg se deur en hier staan Wally en Wally maak die deur oop. Hy's mos nou die herbergier. En Wally se woorde was hy moes mean gewees het want hulle kon nie daar gebly het nie. En Wally staan, en hy maak die deur op en hy sê, wat wil julle hier hê? En die rol van Josef, die jong mannetjie, hy sê, ons wil asseblief 'n plekkie om te bly. En ewe skielik is daar stilte op die verhoog. En niks gaan aan nie. En almal begin al rondskuif, want dis duidelik nou vir die gehoor, iemand hier voor het hulle woorde vergeet. Niemand weet wat nou hier aangaan nie. En jy hoor, agter die gordyn sê die juffrou, toe nou, loop weg hier vandaan. Weer is dit stil en Wally staan. Never sê, Wally, die woorde, toe nou, loop weg hier vandaan, hier is nie vir julle plek om te bly nie. En eventueel na 2 of 3 minute kry Wally dit in homself, om vir Josef en Maria te sê,
Toe nou, gaan weg hier vandaan. En Josef sak sy kop en hy sê vir Maria, kom my vrou, laat ons elders herberg gaan vind. En toe hulle draai, steek Wally sy hand uit en hy vat vir Josef van die skouer en hy sê vir hom, as julle nêrens anders regkom nie, kan julle my kamer kry. Die juffrou staan agter die verhoog. Sy wil haar hare uit haar kop uittrek, want hierdie ou het nou hierdie hele plei en al die harde werk is nou by die deur uit, want hoe gaan hulle nou hiervan af vorentoe? Maar die punt wat ek wil maak, is that not the spirit of Christmas? Is that not the spirit of Christmas? Om op 'n plek te kom waar jy sal sê, vat dan eerder myne. Vat dan eerder myne, want daar was 'n God wat bereid was om 'n hemelse woning plek te gee, om onder ons te kom woon. Hulle het hom Jesus genoem, die God met ons, en hy was bereid om uit te stort en te gee, sodat jy en ek vandag hier kan wees. Hierdie seentjie is in 'n opvoering. Hy kyk wat hier aangaan, en hy weet wat hy moet doen, maar daar's iets in hierdie kind se hart wat sê, as jy nie iewers anders regkom nie, kom vat dan myne. Ek wil vir daai Anna vra dat sy vir ons 'n bietjie musiek opsit. Vir ons is daar 'n seun gebore. Vir ons is daar 'n kind gegee. In doeke toegedraai in 'n krib. En hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors, 'n Immanuel, 'n God met ons. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie? Of jy lees wat sê Johannes 1, vers 14. En die woord het vlees geword, heerlikheid aanskou. Vandag sit ons hier in 'n ongelooflike bevoorregte posisie om sy heerlikheid te kan aanskou. Sy heerlikheid. Wie hy is. Dit wat hy kom doen het. Dit wat 2000 jaar terug hier begin het. 'n Heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom. Prop vol genade en waarheid. My bede vir ons in hierdie dag, familie, is dat jy jouself aan die einde van hierdie jaar, in die begin van 'n nuwe jaar sal toelaat om sy heerlikheid in jou lewe te sien. Jy jouself sal toelaat om op 'n daaglikse basis 'n honger te hê om hom eendag weer te sien. Te kyk na 'n kruishout en te sê, Here, 2020 het my geleer dat alle dinge vir U moontlik is. 2020, Here, het my geleer op Kersdag 25 Desember 2020. Here, het ek besef as ek myself een kant toe kan skuif, Here, dan kom U volmaakte plan in werking. En dis soveel beter as dit wat ek kan beplan, as dit wat ek kan uitfigure, as dit wat ek kan doen. My bede vir ons as familie op hierdie dag is dat die liefde van Christus in alles wat jy vandag doen na voorskyn sal kom en dat jy sal onthou, vir my is gebore 'n kind wat wêreldgeskiedenis kom herskryf het, and in the spirit of Christmas give a little love. Give a little love. Van ons kant af, ek en my huisgesin, wil ons U 'n ongelooflike Kersfees toewens. Dat Jesus in alles sal wees wat jy doen. En dat jy sal geniet ten volle
dit wat hy vir jou het. Amen. As jy nie op vakansie gaan nie, kom sê vir ons hallo. Sondag 9:00 is ons op die pos and we gonna worship the King because he is good. He is faithful. There is no one that can be compared to him. So geseënde Kersfees. Geseënde Kersfees. Ek gaan vir daai eina vra of sy nie in daai folder net gou vir my wil loer. Sit gou vir ons Joy of the World of Joy to the World op. Kom ons staan lekker op. As jy uitloop, wens iemand 'n lekker geseënde Kersfees toe. And let's bless one another. Kom ons sing vir oulaas Joy to the World.